Goeiemiddag, my naam is Mika en hierdie is my kwartaalopdrag wat ons moes voltooi het. So, voordat ek begin wil ek net graag wys, ek het ekstra gaan prentkaartjies maak van die verskillende organe wat gebruik word tydens die spysverteringsstelsel. Daar is ook prentjies van die organe wat nie gebruik word nie, so hierdie organe wat reeds op die bord geplak is die organe wat nie deel is van die spysverteringsstelsel nie, maar nog steeds in ons liggaam is. So die leerders kan nog steeds hierdie prentjies afhaal, hierdie organe afhaal en op die bord plak. So die idee rondom die prentjies is vir differentiasie. Soos julle kan sien is hier nou al klaar prentjie hier opgeplak. So leerders wat ook sukkel om te onthou waar 'n sekere orgaan kom en voorkom, of sukkel om te onthou hoe 'n sekere orgaan moet lyk, gaan soek die orgaan, hulle pas hom by die ooreenstemmende prentjie wat dan reeds op die bord is en al wat hulle doen is hulle plak die orgaan by die prentjie, so maklik soos dit. En dan my naamkaartjies natuurlik ook met velcro kan op verskillende dele van die les gebruik word. Vir my verduideliking nou gaan ek die orgaan noem en sommer die naamkaartjie bysit. Leerders kan dit ook so doen, of wanneer hulle die plakkaat plak, kan hulle die organe opsit alles en dan eers die naamkaartjies gaan doen, of die onderwyser kan vooraf die naamkaartjies gaan opsit en dan die organe langs aan die korrekte naamkaartjie gaan sit. So hier is my bak met my organe, my spysverteringsstelsel organe, en hier volg my verduideliking. So vir my verduideliking het ek eers 'n storie wat ek lees, en dan na die storie volg die volle verduideliking wat ek dan gaan werk met die organe. Kos se groot avontuur in jou liggaam. Appel, die avonturier. Een sonnige dag word 'n happie appel gekou en begin hy aan 'n ongelooflike reis. 'n Avontuur deur jou hele liggaam. Hierdie is nie net sommer enige appel nie. Dis Appel die avonturier. Hoofstuk 1. Die begin by Mondland. Hallo daar, roep Appel vrolik, toe hy in Mondland aankom. Dis hier waar alles begin. Kaptein Tinkie, die sterk tande, begin dadelik te werk. Kou, kou, kou. Hy kap Appel fyner in kleiner stukkies. Intussen spat speeksel storm oor hom. 'n Spesiale vloeistof wat Appel help om sag te word en maklik te gly. Dis soos 'n warm bad, giggel Appel. Ek is nou gereed vir die volgende deel van my reis. Hoofstuk 2. Glybaan slukterm. Appel gly af met die slukterm glybaan, 'n lang en glibberige pyp wat hom vinnig afneem. Wee, gil hy van opwinding. Hier word hy stadig en veilig na die volgende wêreld geneem. Hoofstuk 3. Maagmaats se borrelpartytjie. Ploents, Appel val in die maag. Dit voel soos 'n groot warm poel vol borrels. Welkom by ons partytjie, juig die maagmaats. Hulle is maagsappe en hulle is baie besig. Hulle meng en breek Appel verder op in klein stukkies, tot hy begin voel soos appelmoes. Ons is hier om jou op te breek, sodat die liggaam jou maklik kan gebruik. Verduidelik een van die borrelsappe. Appel lag. Ek voel al ligter en ligter. Hoofstuk 4. Dun darm droomland. Nadat Appel goed gemeng is, word hy gestuur na die volgende wêreld. Dun darm droomland. 'n lang, kronkelende tonnel waar belangrike dinge gebeur. Hier wag die voedselfietjies, klein helpers wat na gesonde goed soek. Vitamine C, vesel en lekker energie, sê hulle opgewonde terwyl hulle alles versamel wat goed is vir die liggaam. Appel voel trots. Ek help jou liggaam sterk en gesond bly. Hoofstuk 5. Nuldarm uitgang, die groot totsiens. Nadat al die goeie dinge uit Appel gehaal is, bly net die dele oor wat die liggaam nie nodig het nie. Hierdie oorblyfsels word deurgestuur na die nuldarm, die laaste stop van die reis. Die nuldarm staan ook bekend as die dikdarm. Hierdie is waar ons totsiens sê, fluister Appel se oorblyfsels. Nou moet die liggaam ontslaa raak van wat oor is. Totsiens vriende, roep Appel. Wat 'n avontuur was dit nie. So hoe werk die spysverteringsstelsel?
Wanneer jy kos eet, gaan dit op 'n reis deur jou lyf. Jou lyf breek die kos op sodat dit die goeie goed in die kos kan gebruik. Daardie goeie goed gee jou twee dinge: energie en voeding. Energie sodat jy kan hardloop, speel en dink, en voeding sodat jy gegroei en gesond bly. Jou lyf gebruik die kos om sterk en slim te wees. So wat gebeur wanneer jy kos eet? Die eerste stap is natuurlik die mond. Hier is die naamkaartjie van die mond. En binne die mond kry 'n mens die tong en die speekselkliere wat genoem was. En natuurlik het ons dan ook 'n naamkaartjie vir die speekselkliere en die tong. Jy sit kos in jou mond. Jy kou die kos met jou tande sodat dit kleiner en fyner word. In jou mond is daar speeksel, die nat goed wat help om die kos sag en glad te maak. Dan sluk jy dit af en die kos begin met 'n reis deur jou lyf. Die tweede stap is die slukdarm. Hier kom die slukdarm. Nadat jy die kos gesluk het, gaan die kos in 'n lang buis af, genaamd die slukdarm. Die slukdarm druk die kos af tot in jou maag, waar die volgende deel van die reis dan begin. Natuurlik, hier kom die maag. En ons naamkaartjie vir die maag. Die kos gaan nou in jou maag. Die maag is soos 'n sakkie wat die kos meng en fyn maak. Daar is maagsappe wat help om die kos klein te maak sodat jou lyf dit kan gebruik. Van die maag af beweeg ons in die dun darm in. En hierdie dun darm is vas aan die maag. Dun darm, naamkaartjie. Die kos gaan nou in die dun darm. Hier word die belangrike voedingsstowwe uit die kos gehaal, soos vitamiene en energie. Jou lyf gebruik hierdie voedingsstowwe om jou sterk, gesond en groeiend te hou. Die dikdarm. Wat oorbly van die kos gaan na die dikdarm. Hier hou jou lyf die water terug wat nog in die kos is. Die oorblyfsels van die kos wat nie gebruik word nie, word ontlasting genoem. En dan die laaste deel is die rectum en anus. Die ontlasting word gestoor in die rectum. Dit is soos 'n sakkie aan die onderkant van jou lyf. Wanneer jy na die badkamer gaan, gaan dit uit jou lyf deur jou anus. So hier is my volledige voorstel dan van my spysverteringsstelsel wat ek gemaak het vir die opdrag. Dit was my baie lekker om hierdie opdrag te voltooi.